Goeiemôre almal. Wag julle almal vir my. Baie welkom. Wat 'n wonderlike day to be alive. Dankie John vir die saam met jou span en almal wat die deure oopsluit en al die dienste doen. Baie dankie daarvoor. En al die koek wat gebak is en so aan. Ons gaan lekker kuier hierna. Ek het 'n wonderlike ervaring gister gehad en ek moet sê ek was baie lazy. Ek en die Sandra en haar dogtertjie het besluit 6:30 ons gaan die veld invaar daar bo in die golfklub en en ons het 6:30 begin stap deur die honde was saam. Ons het stap daar deur die spoorlyn, maar dis 'n gemors daar. So dit is baie vullis en so aan. En daar was maar so groot golfdag. So alles was mooi, die vlaggies waai en alles. En so ons is vinnig daar deur met die honde en ons is toe nou aan die oop veld. En so ek gaan eers Psalm 19 lees voor ek my groot storie oopmaak. En as mens net soos gister die wat ook by die rugby was en die reën beleef het, of die storms en die wind, maar in die storms het God vir ons 2 keer reënboog gegee. En is dit nie beautiful nie? En die een was 'n dubbele reënboog. En dit beteken dat God se covenant van liefde is met ons forever and ever. So dit was net vir my so ten spyte van dat Grey het hier gespeel. So hulle is die Giants en ons het verskriklik verloor. And that's fine. Min wetende, hulle moet nou nie vir hierdie ouetjie so kyk nie. They are in training. So, maar kom ek terug na my storie van ons is daar bokant in die veld en ek dink aan hierdie Psalm 19. The heavens declare the glory of God and the firmament shows his handiwork. Ek hoop party van julle gaan staan bietjie buite, veral daar op die plaas, maar hier kan ons dit ook beleef, is nie 'n stad nie. Hoe mooi is die uitspansel, al die sterre is so helder. Day unto day utter speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Dan gaan hy aan, en God sit 'n tabernacle for the sun, en so gaan hy aan, beautiful. En dit is wat ons beleef het gister, so dis net vir inleiding. Ons stap op die koppies en dit lyk asof daar niks aangaan nie, behalwe dit is baie groen. En daar's so een area, ek sê vir Sandra, kom ons gaan net bietjie so af. Maar dis net klippe, dit lyk of die beeste of die bokke daar slaap. En ons buig af. Julle, ons sien 5 spesies van vetplantjies. Dit is net so groot. En ons neem dit af met Google, wraggies is daar. En van hulle het deur die brand, het hulle dit weerstaan. Maar hulle groei so onder die klippe. En kleintjies, julle, daar's babietjies, dit gaan net so. Dat dit net vir my 'n wonderlike ervaring is en mag ons baie meer net buite gaan staan, afbuig, rondkyk en God se glorie en sy grootheid net beleef en ervaar. So kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir elke persoon wat hier is. Here, baie dankie vir u wonderlike wêreld wat u vir ons geskep het daar buite. Here, en soos Chris ook begin het, mag ons dankbaar wees en elke dag besef die wonder van die lewe en daai wat u sê van smaak en beleef en ervaar dat God goed is. En daarom wil ons vanoggend net danklied aan u oplig en vir u sê, u grootheid, Here, wil ons raak sien. En ons bid vanmôre, Heilige Gees, dat u die woord gaan oopbreek, dat ons hier gaan uitstap met lekker varsheid,
en met opgewondenheid vir die nuwe week wat voorlê. In Jesus naam. Amen. Right. Julle sal sien in die advertensie, dit is Seize the Day. Dit beteken koop die dag uit. Dit beteken al gaan dit goed met ons. Ons as Jesus se kinders wat die woord het, moenie stil sit nie. En koop die tyd uit. Wees wakker. Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, maar ek wil nie eers oor hom praat nie. En dan die tweede stuk, the just, the righteous shall live by faith and not by sight. So ek wil gou net bietjie inbring wat John gesê het verlede week, en ek gaan aansluit by Jessica. So dit is vir my amazing hoe die Here die goed connect met mekaar. John wat gepraat het oor faith en obey. Ons obey nie vir God om sy guns te kry nie. Ons het alreeds sy guns. Ons obey nie om kerk toe te kom of wat ook al, om die boksie te tik en dink ek is dan righteous nie, of geregverdig nie. Ons is regverdig net bloot omdat wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. En as ons hom aanneem, is ek righteous. As ek hom in my hart het, I am righteous. Amen. Dankie. So, maar soos wat ons al voorheen opgepraat het, sien ons, my gedagtes en my en my denke en my optredes is nog nie righteous nie, so ons gaan daarby kom. Daar is sanctification, daar is soos wat ek die Here soek, word ek verander van heerlikheid tot heerlikheid, word ek meer soos hy. Nee, amen. Dan wil ek gou by Jessica, wat sy gesê het, I love this Jessica, ek het gisterand weer gesoek, en ek vat dit ook vir ons, wat sy light gevat het, en ek gaan julle weer inbring, die L, love that has a lasting effect, en ek wil dit sommer vir 2026, kom skryf dit sommer hier in die voorportaal, love that has a lasting effect, die I vir, may we have influential impact, wat verander, daar waar ons beweeg, daar waar ons praat, daar waar ons sit en kuier, koffie drink, boerdery doen, besigheid doen. The G is for generational. God is 'n generational God. Tot in die duisendste geslag. Ons weet nie wanneer kom hy weer nie. En dan die H vir H for holiness. God is holy. God is holy. Reflecting God's glory. So, soos wat ons die lig dra, may we reflect God's glory. En dan die T, may we have God's truth, the word that transforms. Hierdie woord, soos hom lees, saam met sy Heilige Gees, saam met die Heilige Gees, ons bly nie dieselfde nie. Ons bly nie dieselfde nie. Ek wil gou net met julle deel is, baie keer is jy nie lus om Bybel te lees. Baie keer is jy nie lus, soos om op 'n Dinsdag te kom bid nie. Sleep jy voete. Dan sê ek vir John, as ek hier uitstap, my spirit is gelift. Daar's net 'n nuwe wip in jou stap. So, ek wil julle aanmoedig, as jy mens voel, nee, ek gaan nou liewer, as daai wekker aangaan, arise, shine, it's time to spend with Jesus, staan maar op. Maak maar die koffie. Right. Ek wil daai sinnetjie vat, en ek wil dit aansluit met wat John gesê het, wat Jessica gesê het, ensovoorts. En ek glo, dit is God se hart vir nou. Habakuk 2 vers 4 sê, and the just, the righteous, shall live by faith. So ons weet nou, we are righteous because of what Jesus did on the cross. En ek het hom aanvaar in my hart, en ek is nou sy kind. Nou begin ek uit pad stap.
Ek lees net hier, we are righteous because of faith in Jesus Christ, in his cross, and what he accomplished on the cross. So is nie my goedheid of my werke nie. Soos wat ons hierdie woord lees, ek net hier neersit. Soos wat ons God se woord lees, the truth of God transforms, so that we can become more like him, to influence, to impact a dark world with light. Ek wil gou net vir julle aanmoedig om 'n dokumentêr te kyk van, dit is Wolves in Sheep Clothes. Dit gaan oor Iran. Daai ondergrondse kerk is so sterk. Daai ouens hoor nou die woord, môre is hulle in die straat. Hulle was die vorige dag 'n drug dealer, en God kom, en hy change hulle instantly, en hulle ervaar the love of God, net so. Tomorrow they will start to preach. Waar is ons in Suid-Afrika? So gaan kyk, dit is op, kyk net op waar ook al, gaan soek het, Wolves in Sheep Clothes. Ek luister na Brother Yun, uit 'n boek, The Heavenly Man. In China was hy baie in die tronk, as gevolg van sy geloof. En hy het gesê, en miskien is dit net vir iemand vanoggend, ek wil dit net kry. Ons kan verwag, en ons weet dat God het nie verander nie. Hy het gesê, the impossible is still God's territory. Vir 'n man, ek luister na sy testimonie, daar's baie, waar hy so gemartel is in die tronk, dat hy partykeer nie kan loop nie, waar hulle hom opgesluit het in donkerte. Maar hy het nooit sy faith verloor nie. En hy sê, the impossible is still God's territory. So kom ek vra gou sommer net so tussenin, wat is vir jou onmoontlik? En daai man, hulle breek sy voete, sy bene, en God daag op, en hy stap, soos een van die apostels, stap hy uit, die tronk uit, sonder dat iemand hom sien. Hy's 'n vry man. So lees bietjie Heavenly Man, kom ons gaan aan. So just righteous, ons weet nou, dit is 'n proses, to become more righteous like him, om meer heilig te word. Sanctification, we grow, we lay down stuff, daai goed wat my jare depressed gemaak het, of wat ek gevoel het, I cannot make it, of dit wat ek gedoen het, is te erg. En Jesus kom, hy sê, ek het perfekte prys betaal. We grow in character, our mindsets change by the word, the Holy Spirit, and also with our connection with believers in the church. Hierdie is so belangrik. Ons is nie gemaak om geïsoleer te groei nie. Ons skuur teen mekaar, de yster slyp yster. Dit is God se plan. So ek het sommer net, John het dit vir my gestuur, 'n rukkie terug. Hoe lyk a righteous living or a just living nie? En ons baie keer skiep ons hierdie goed. Julle, God is holy. So kom ons kyk, dis een van hulle, Proverbs 6 vers 16 tot 19. So kom ons vra Heilige Gees, druk die vinger op daai goed. And we lay down. En ons sê, ons is jammer, ons repent, ons gaan aan. Hy sê, Proverbs 6 things God hates, and 7 that's detestable. Hy sê, die eerste een is hoogmoedige oë. Ons kan nee, ek is nie soos hy dan nie, wat
Maar kom ons toets ons harte. Waar het ek gedink, ek is beter? Die tweede ding, a lying tongue. Die derde wat daar staan is hands that shed innocent blood. Die vierde een, a heart that devises wicked schemes. Ons kyk, dink mooi. Ons dink is net in die government waar hulle wicked schemes devise. En ons bid en sê, Here, laat daai potwurms uitpop en ons sien dit. Maar kom ons kyk na onsself. Dan sê die 15, feet that are quick to do evil. Die 6de, a false witness who pours out lies. Die 7de ding het my hart geruk. A person who stirs conflict in a community. Hoe vinnig kom ons in groepies in wat iemand in die dorp afkraak? Die Here sê, hy haat dit. Dis vir hom detestable. So kom ons sê weer vir mekaar, ons het dit al gesê, kom ons liewer intercede vir mense, as ons in plaas van dat ons hulle kill met ons woorde. Can we believe the best in spite van? So vir ons, wat righteous is, wat op pad is om meer en meer in ons lewenstyl, a just living te hê, en righteous te begin word, en die Here ons was met sy woord, en ons maak keuses in lyn met sy woord. Kom ons gaan nie by Spreuke nie. Kom ons vra Heilige Gees, druk dit op my hart. Okay. Ek het sommer ook, Jessica het ook gesê, in die afgelope tyd is ek baie op boundaries. Ons dink die Here wil ons spyt om nog steeds was die Ou Testament, Jesus het gekom so, maar nou het hy sy Heilige Gees vir ons gegee. Hoekom kan ons nie net doen wat ons wil nie? William het so mooi gesê van die rivers, die banks of the river, daai rivier. En ons ken ook van die plakkaat van die noupaadjie en die breë pad. So, ons wil op die noupaadjie loop. Why? Omdat God vir ons so lief is. Hy is so lief vir ons, want hy weet die effek van sonde op ons lewe, as ons een van daai goed doen. Bloodshed, skinder. Die effek op my en op my gemeenskap, of op 'n familie, is hard. So is nie omdat hy ons wil condemn of ons fun te spoil nie, but so that we can have abundant life. Ek wil net sê, a boundary, a definisie, is a line which marks the limits of an area. Ek het hier geskryf, hoekom het hy dit gedoen? Hoekom sit hy dit in? Because of his love for us. We are not robots, but human beings. En hy wil hê, ek wil net gou, ek het vanoggend gedink aan Johannes 10. Ons ken mos daai van die herder. John 10. Ek gaan dit vir julle lees. And because the gatekeeper knows who he is, he opens the gate to let him in. And the sheep recognize the voice of the true shepherd. Herken ons die stem van die herder, en nie van sommer net wat die duiwel vir ons sê, of wat ek dink. Dis ook so belangrik in hierdie tyd, dat ons vra Heilige Gees for discernment. Hy sê, and the sheep recognize the voice of the true shepherd,
for he calls his own by name and leads them, for they belong to him. And when he has brought out all his sheep, he walks ahead of them, and they follow him. Wie volg ons? Wie se stem luister ons? Dan staan daar, for they are familiar with his voice. Oh, that's my hartsbegeerte. En ons ken Johannes 10, ek wil daarby kom. I am the gate. To enter through me is to experience life, freedom and satisfaction. Dis wat Jesus wil hê vir ons. Life, freedom, satisfaction. Dan ken ons daai bekende, a thief has only one thing in mind. Die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Ek wil dit net sê, toe jy in jou ma's geboorte was, party was al jare terug is ons gebore, jare terug. God steeds opgewonde, toe hy jou gemaak het. Dit het nie verander nie, maar as iemand wat dit ook geweet het, hoeveel gifts en hoe uniek jy gemaak is, en hy het sy goed opgestel. Maar ons gaan nie uitmis nie. Dan staan daar, but Jesus came to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness, until you overflow. Dit is God se plan. Boundaries. So, hoekom het God boundaries ingesit? Want hy haat sonde. Die duiwel wil hê, ons moet daai dinge doen, wat detestable is vir God. En dan het hy ons. Maar dankie dat wat Jesus gedoen het. Ek wil net terugkom, the just, the righteous will live by faith. Filippense 1 vers 11 sê, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ. So net in Jesus Christus en 'n verhouding met hom, dra ons hierdie vrug van geregtigheid. So ons ken dit. Wat is die vrug van die Gees? Liefde, vrede, selfbeheersing, lankmoedigheid, ensovoorts. Is ons daar? Kom julle. Ek wil gou, net om vir julle te bemoedig, en kyk in julle Bybels, bladsy 840, 841. Right, in my Bybel. How awesome is dit, as ons kies om 'n righteous lewe, soos wat God vir ons beplan het te leef, is Proverbs. Ek gaan net 'n paar uithaal, moenie worry, ons gaan nie alles lees nie. Proverbs 10, vers 9. Julle kan sommer 'n paar neerskryf. Hy sê, he who walks with integrity, walks securely. Integrity is righteousness. He who walks with integrity walks securely. Volgende een, vers 11. The mouth of the righteous is a well of life. Julle, ons monde moet soos 'n fontein van lewe in ons gemeenskap wees. Vers 16. The labor of the righteous leads to life. Vers 21. The lips of the righteous feed many. Die woorde van my mond, is dit acceptable vir die Here. Life and death is in die mond, hè? Ons kyk gou, vers 30, the righteous, hoor net hierdie belofte, the righteous will never be removed, but the wicked will not inhabit the earth.
Vers 31, the mouth of the righteous brings forth wisdom, but the perverse tongue will be cut out. Vers 32, the lips of the righteous know what is acceptable. Proverbs 11. Hierdie spreuke is so vol. Elke dag moet ons iets van Spreuke lees. Spreuke 11 vers 3. The integrity of the upright will guide them. Vers 5. The righteousness of the blameless will direct his way aright. Dis worth it. As ons wil in die regte rigting loop, to live a life of righteousness. Vers 6. The righteousness of the upright will deliver them. Hoor vers 10. When it goes well with the righteous, the city rejoices. Ek is opgewonde. When we want South Africa om happy te wees, it's time for the righteous to move in, to stand up. Vers 11, the blessing of the upright. By the blessing of the upright, the city is exalted, but it's overthrown by the mouth of the wicked. Ons het werk om te doen. Hardloop gou hier af. Vers 18. The wicked man does deceptive work, but he who sows righteousness, so sod, will have a sure reward, as righteousness leads to life. Nou wees? Amen. Okay. Ons klaar by righteousness, ek wil kom, the righteous shall live. Ek wil gou. Live. Abundant life, till it overflows. Dis nie boring nie. Dis nie sit in 'n hoekie. Dit is vibrant. Soos wat ons sien in die natuur, is alive. Daar's saad, daar's blomme. So moet ons lewe wees. We always have a choice. Ek gaan gou by Deuteronomium 28, Deuteronomium 30. Dit beteken, hierdie woord moet inspraak in ons lewe hê. Deuteronomium 28, julle kan dit gaan lees, maar die eerste stukkie sê, if you will listen diligently to the voice of God, of the Lord your God, being watchful to do all his commandments. To hoor wat sê die Heilige Gees, don't go there, Elsie. Daar's 'n trek. Discernment, die Heilige Gees wys vir my. Dan sê hy, al hierdie blessings sal vir jou volg. Julle kan dit gaan lees, it's beautiful. Maar die voorwaarde is, listen, spend time in his presence. Deuteronomium 30 sê, I put before you life and death. Wie kies? Kies God vir ons? Nee. You choose. I choose. Okay. Ek het net hier geskryf, a life with God is so practical. Is prakties. Dis nie hoog en teologies hoog, etc. Dis relevant. Dis God wat vir jou sê in hierdie dag. It's vibrant. En ek het ook by gesê, it's never a dull moment. It's deeply practical, it's transforming daily routines into adventures and surprises. It is so amazing when we are doing relationships, hoe God net vir ons wysheid gee in dit. And decision making by grounding faith in tangible actions rather than an abstract belief. Hier is nie abstrakt nie.
Dis nie net teologie nie. Nee, it's alive. Vir almal, vir alle mense soos ek en jy. A life lived with God involves trusting God with everyday needs like wisdom, provision, and strength, and integrating faith into ordinary tasks such as work, family, and rest. Ons hele wese, ons alles deurtrek met God se teenwoordigheid. Dis amper klaar. Die laaste een, the righteous shall live by faith. Faith, ons sê dit nie, ons het 'n mate van geloof ontvang, maar geloof moet groei, ons weet dit. The just shall live by faith and not by sight. Gaan lees Hebreërs 11, is goed wat ons nie sien nie, maar daar's 'n wete in my hart. En hoe groei ons geloof? Deur die woord te lees. Romeine sê, geloof kom deur die woord van God te hoor. Wat die companies, ek skryf, lees gou vir julle, dit is net that you know. As God gee vir ons daai teken van daai pragtige reënboog en sê, ek is hier. Ek het met jou 'n ewige verbond gesluit. Dit is my altyd so beautiful. I will never leave you, never forsake you. Ek is oor hierdie dorp. Amen. So dis 'n wete dat ek weet. But there's a workout that accompanies faith, because faith without works is dead. As God vir jou iets gesê het en hy het vir jou woord gegee en promises, dan exercise jy. En jy sit jou voet op die water en sê, Heilige Gees, wys vir my, is dit stap nommer 1, nommer 2, nommer 3. 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 7 sê, examine yourself to see whether you are in faith. Test yourselves. Laaste ene. Hier is my beautiful. Kolossense 2 vers 6 tot 7. Therefore, as you have received Christ the Lord, walk in him. Wandel met hom. Rooted and built up in him. And established in faith. En wat Chris gesê het, abounding in it with thanksgiving. Is dit nie beautiful? Skryf daai vers neer. Kolossense 2 vers 6 tot 7. Therefore, as you have received Christ the Lord, so walk in him. Rooted and built up in him. Established in faith. Abounding in it with thanksgiving. My vraag. God het vir jou iets gesê. 'n woord gegee, 'n promise, 'n visie en so aan. But we are afraid. Ek wil vir daai persone uitdaag. God is getrou. Sy planne verander nie. His promises for you in him is yes and amen. En ek wil jou aanmoedig, groei jou geloof. Ek sê weer daai skrifgie, the just, the righteous shall live by faith. Gaan verteer dit, gaan bedink dit, sê Here, breek dit vir my oop asseblief. En ek wil net vir julle Psalm 37 gee. Vers 3 tot 5. Dit staan nou in die Amplified, trust. Dit beteken to lean on, to rely on, and be confident. Be confident in God se woord. Hy sê, in the Lord and do good. So shall you dwell in the land and feed surely on his faithfulness, and truly you shall be fed. Dis so mooi belofte. Dan vir vandag, vers 4. Delight yourself in the Lord. And he will give you the desires and secret petitions of your heart. Vers 5. Commit your way to the Lord.
Moenie dit self doen nie, ons kan nie. And repose each care of your load on Him. Trust, lean on, rely on, and be confident also in Him, and He will bring it to pass. Mag ons as God se kinders nie in 'n hoekie sit nie. Ek weet julle doen dit nie. Mag jy vandag en elke dag seize the day. Met vreugde, met dankbaarheid en sê, Here, ek kan nie wag. As hy wekker afgaan, arise, shine. It's time with Jesus. En sê, here we go. Here we go. Kan nie wag om met die woord te lees en tyd met U te spandeer nie. So word ons al hoe meer verander na sy image. En ons is effektief in die gemeenskap, en sout en is lig. My laaste skrif vir iemand. Jesus is die lig van die wêreld. En hy sê, he who follows me will never walk in darkness. Die afgelope 6 maande het die Here net aan mekaar vir my sê, Elsie, I'm the light of this world. En dit sluit so aan by Jessica. He who follows me, I promise you, will never walk in darkness. But let us commit to this. Aan die einde van die dag, as ons kop neer lê, moet ons soos Paulus kan sê, I've run the race. Ek kan nie wag om in die hemel te kom nie. So mag ons vandag uitkoop en 'n habit maak om te sê, Here, hier's ek. The just, the righteous shall live by faith. Amen. Kom ons gaan net, dat ons gou bid, en dan gaan ons nagmaal doen. Ja, Here, ons wil vir U dankie sê, vir hierdie woord, en ons bid, Here, dat because we are righteous in Jesus Christ, that we can live an abundant life that overflows by faith in Jesus Christ. Here, ons bid dat ons geloof in U sal groei, that we will exercise, that we will step out, that we will see what You want us to see, and do that, sodat ons soos 'n brother Joen, Here, uit 'n tronk uit kan stap, al is my bene gebreek, en dat niemand dit sien nie, because You are still the God of the impossible. That is Your territory. In Jesus naam, amen. Okay, sal jy vir ons net 'n musiekie aansit, Kai, en dan soek ek, sal jy vir ons broodjie uitdeel, en soek ons net iemand vir die by. Alone in my sorrow and dead in my sin, lost without hope, with no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested and my life began, ash was redeemed, only beauty remains. And my orphan heart was given a name. My mourning grew quiet, my feet rose to dance. When death was arrested and my life began. Oh, Your grace, so free, washes over me. You have made me new, now life begins with You. It's Your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with You. Released from my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom He faithfully bore. He canceled my debt and He called me His friend.
almost as though heaven had known. Ek hoop julle doen ook sommer gereeld op jou eie dat jy nagmaal doen. Dit is so 'n kragtige deklarasie wat mens maak, maar ook wat jou net besef wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En dat jy verklaar dat ten spyte van alles, ten spyte van wat in die ooste aangaan, Midde-Ooste, Jesus is victorious. En ons is saam met hom. En hy het die perfekte prys betaal for a broken world. Ek lees vir julle Johannes 19, vers 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, he said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, but put it on hyssop and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. So kom ons maak net ons oë toe. Ja, Jesus, ons wil net vanoggend in die dankbare harte dankie sê dat u deur daai geweldige pyn en daai vernedering bereid was om die pad te stap na die kruis. En ons wil u naam oplig vanmôre. En verklaar deur dit wat ons nou doen, net as 'n teken, dat u is die Here. U is ons redder. En dat ons net, toe u gesê het, it is finished. Dit wat die duiwel probeer het, om havoc te saai, toe u asem uitgeblaas het, en die tempels curtains gordyne geskeur het, kan ons vandag inkom as gevolg van die offer van die bloed met vrymoedigheid na die troonkamer van God. Daarom as ons hierdie broodjie vat, wil ons dankie sê dat u liggaam gebreek is vir elkeen van ons en ook vir die hele wêreld wat nog nie u wil ken nie. Hulle wat in rebellie staan en hardkoppig is, wil ons vir dankie sê, ten spyte van dit het u gesterf. Ja, Here, en as ons hierdie druiwesap vat, wil ons vir dankie sê. U bloed wat gevloei het, because life is in the blood. En dat ons vandag die lewe van Christus in ons kan hê, as gevolg van die oorwinning wat u behaal het aan die kruis. En ons sê vir u baie, baie dankie in Jesus naam. Right, julle. Ek wil julle regtig aanmoedig om gereeld nagmaal te doen met 'n hart wat gerig is op die Here. En mag ons uitgaan to seize a day en om te weet the righteous shall live by faith. En wat Jessica gesê het, light. Ek sê dit weer. Life that has lasting effect, the L. May we have influential impact. May it, what we do and the way we live, have a generational effect on the generations
And may we live a life that's holy and acceptable unto God. And may we have God's truth in our hearts that transforms us inward and outward, in our families, etc., etc. Mag almal wat hier uitgaan gebless wees, mag hulle sien die mense daar buite, jou joy, en influence die wêreld met die sout. En dis die woord van God. In Jesus naam, kom ons gaan drink koffie en ons sê amen, en ons lekker koek, moenie uit by die deur glipie, kom kuier. Lekker hier langs, ons baie koek. Is omtrent vir die nasie. Dankie julle. Dan wil ek net vir die dames sê, volgende week, Vrydag, nee? Hoeveelste? 6de, wêreldmiddag vir vroue, 7 uur. 8 uur in die NGK. 8 uur in die NGK. Daar is 'n advertensie op, so julle kan maar net ons kan dit weer sit. Vir die vrouens, daar is hy, dat ons gaan bid.